As hy manne, kom ons sluit net gou die oë. Kosbare Here, Here, ek weet U naam beteken almagtig, Here. En Here, geen uitdaging is vir enigiemand van ons te groot wanneer ons saam met U die pad stap, nie, Here. Here, U naam beteken ook alomteenwoordig. Here, U is hier by ons. En die naam beteken ook alwetend. U weet presies wat in elke man se hart hier aangaan vanmôre. Daarom, Here, het ons die vrymoedigheid. En kan ons sê dankie, kosbare Here Jesus, dat U by ons is en dat U na ons harte gaan luister vanmôre. En Here, dat hierdie boodskap elke hart sal tref in die naam van Jesus. Here, ek weet hierdie boodskap kom uit U hart uit, Here. Uit U kamers van die hart, Here, kom hierdie boodskap. En ek vra, Here, dat ons nou minder word, sodat U meer word. En daarom bid ek in Korintiërs 2 vers 1 tot 5, wat daar staan, dit gaan nie oor jou welsprekendheid of jou geleerdheid nie, dit gaan oor die kragtige werking van die Heilige Gees. Dus moet jou geloof nie grond op die wysheid van mense nie, maar op die krag van God. En daarom, Here, eer ons U vir hierdie wonderlike samekoms vanoggend, en ons sit dit oor, ons gee dit oor in U hande, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Right manne, ek wil dit net vir julle noem, en dit is vir my 'n groot voorreg om 1 uur in die oggend wakker te word en seker te maak hierdie boodskap wat die Here vir my gee deur die nag kom reg by jou uit. Dit is so ernstig ek hierdie opvat, want as jy in diens staan van die Here, dan is daar 2 goed wat nie deel is nie. Een is daar's nie roem nie en dit gaan nie oor geld nie. So as jy daai 2 goed uit die pad uitkry en jy kan seker maak jou hart is in lyn met die woord van die Here, dan kan daar deurbrake gebeur in mense se lewens, né? Nee? Nou vanoggend, ek weet nie of julle sou gehoor het nie, kan julle manne my hoor hier agter. Ek voel vir my sleg, my pa het my geleer, ek kan nie my rug na iemand toe staan. Verstaan jy? Daar's hy. Nou, gisteroggend vroeg word ek wakker, Here, dit is vir my baie lekker in die oggende gaan ek op my knieë. Ek het dit nooit eintlik gedoen nie. Ek het sommer so in my bed gelê en om Engels geluister en 'n gebedjie opgeskiet. Tot iemand vir my die dag gesê het, Dr. Charles Stanley, het eendag gesê, hy sê, daar's iets wat gebeur as jy op jou knieë gaan voor die Here. En weet julle, ek het begin om dit te doen, en van ek dit gedoen het die Here vir my wonderlike deurbrake gebring, wat ek met julle sal deel. Nou gisteroggend, toe ek op my knie, en ek vra die Here, ek weet, om sy geheimenisse aan my oop te maak, want dit is wat die Here doen. As jy stil word, dan maak hy sluit daai geheime vir jou oop, dit wat jy nodig het om te hoor. Maar terwyl ek op my knie is, voel ek ongemaklik. Man, daai teels is ijskoud en my voete is, ek het nie nog die koud, ek is kaal voet en ek voel net ongemaklik, né? En ek sê vir in 'n oomblik beleef ek Here sê vir my, wat is fout? Ek sê, Here, ek is ongemaklik. Ek gaan nou met myself en hy sê vir my, kind, ek is by jou in jou ongemak. Ek is saam met jou binne jou ongemak. En die oomblik toe hy dit vir my sê, toe besef ek, jy weet, die Here stel nie belang in my en jou se comfort zones nie. Die Here stel belang in ons geestelike groei, in ons karakter te bou. Dit is wat vir hom belangrik is. Nou in Psalm 26 vers 2 staan daar, U ken my lewe, maar toets, Here, kyk wat binne in my aangaan, en wat ek alles dink. Want jy sien, as ons praat oor deurbrake, né? Dan is daar iets wat eers in jou hart moet gebeur, voordat die deurbrake gebeur. Ek weet nie of jy al so iets beleef het nie, maar ek gaan vir julle deur my getuienis sal ek met julle deel, daar's iets wat hier in my binneste gebeur, en partykeer dan bid ek vir 'n spesifieke deurbraak, en dan kom die Here op 'n heeltemal 'n ander manier kom hy deur, heeltemal. Kom ek gee vir jou voorbeeld. Julie maand kan ek nie optredes doen nie, ek het poliepe laat uitsny. En ek is bekommerd, want ek werk voltyds vir die Here. My enigste inkomste is die werk wat ek doen vir die Here. So ek vertrou op hom, 100%. En wie daai oggend is ek op my knie, en ek gaan dit nou vir julle sê soos dit is. En dit is nou nie vir my noodwendig lekker nie, hoor. Maar ek gaan dit vir jou sê, want wat jy daar miskien kan vereenselwig. Luister boys, op daai stadium is my annitydse premies, wat ek al 20 jaar betaal, 3 maande agter. En my makelaar sê, my polis is gekanselleer. Ek 50 nou, ek is 50 jaar oud. Dis nie 'n ding wat jy wil laat gebeur nie.
En ek sê julle, my senuwees is klaar en ek moet my 3de jaar van my seuns universiteit betaal, dis nog 'n hele klomp geld, R31.000. Saam is ons, ek is sommer so lekker so amper by die oor die R90.000 as ek in die moeilikheid. En ek kan nie sing Julie maand nie. Ek gaan op my knie, ek sê, Here, ek vertrou U, want ek het oorgegee. Jy sien, die Here het vir my gesê, ek moet sy stem hoor. Hy het vir my gesê, ek moet hom vertrou, of ek moet gehoorsaam wees, en ek moet hom vertrou nie, res moet ek in sy hande los. Nou vir die manne van julle wat laas keer was, ek het daai ding verduidelik. So ek preek dit, maar ek leef dit ook. Ek het oorgegee. En ek besef, daar's 2 baie belangrike dinge in my lewe wat ek nie kan bekostig om te doen nie. Nommer 1 is, ek kan nie vergelyk met iemand anders nie. Onder geen omstandighede moet jy jouself vergelyk met iemand anders nie. En die tweede ding is, ek moet dit vat dag vir dag. Ek kan nie in die verlede leef nie en ek kan nie in die toekoms leef nie. Die Here sê sy genade, sy goedertierendheid is vars en nuut elke dag. En daarom kan ek leef vir daai dag. So, ek gaan op my knie en ek sê, Here, ek het moeilikheid, Here. En ek vra hom eintlik om daar in die hemele tog maar net 'n ou geldjie los te maak, want alles behoort mos om aan hom, né? Het jy al so 'n gebedjie gebid, né? Here, asseblief, wil U nie net daar in die hemel net so 'n paar huitjies vir Dewie oopmaak, dat ons net gou kan aangaan nie. En wie julle hy antwoord my met die volgende. Hy sê, seun, hoekom is my aftreeoorde nie vir jou 'n prioriteit nie? Ek sê, Here, hy sê, hoekom bedien jy nie meer by die ouete huise nie? Wat het gebeur? Ek sê, Here, dis nou nie die antwoord wat ek verwag. Want nommer 1, ouens, is dit nie noodwendig altyd so lekker om daar te bedien nie. En ek speel eerlik, want dis nie vir my so lekker nie. Nee? Ek is net eerlik. Maar ek gaan net daar, Leon, en ek sit op my foon, sit ek. Ek gaan 10 gratis optredes by ouete huise doen in Gauteng. En weet julle wat gebeur? Radio Kansel sien dit. En ou Wynand van Radio Kansel raak bel my, sê vir my, Dewald, is hierdie wat ek hier sien, dis mos uit die Here se hart uit. Ek sê, Wynand, dis die opdrag wat ek gekry het en ek gaan dit doen. Maak dit vir my sin? Nee. Glad nie. Dis soos daar is dit Moses wat die stomp op die water gegooi het. Hy het nie geweet hoekom nie, dit maak nie sin nie, maar die water het soet geword. So partykeer verwag die Here van jou om iets te doen wat nie eers sin maak nie, né? So gebeur dit. Hulle bespreek 10 optredes binne 2 of 3 dae uit. Die Tannie Lulu, wat my besprekings doen, daai Antie raak opgewonde, sy boek nog 10. Sy het nie die boodskap mooi gelees, dink ek. Op 'n stadium raak die Here my so aan in die oggend weer, in die oggendure, en ek besluit, ek sit sommer nog 10 uit. Ouens, ons staan op 31. Nee, raak net kalm, moet niks besprekings doen asseblief. Dit is net eers deur hierdie jaar kom. Ek het begin bedien. Ek kan nie vir julle sê wat 'n seën is dit om daardie mense te bedien. Van Danville tot maak nie saak waar nie. Hulle het my nou al in Rustenburg, dit is toe nou nie net in Gauteng nie, ek was nou tot in Hopetown vir wat dit werd is, né? So en die Here voorsien, en kan ek vir julle sê, dit is absoluut incredible, want elke keer is daar 'n blessing, wat 'n oom wat nie in sy rolstoel sit, en ek kan sien sy hart, hy kan nie eers meer, hy kan nie eers behoorlik beweeg nie, maar terwyl ek sien ek hoe sit hy sy hande in die lug, en hy probeer uit sy rolstoel uit opstaan, boys man, en hy staan en hy probeer vir die Here sing. En ek sien die tannie wat die suster wat na hom kyk, ek kan in haar oë sien, haar oë bars ook van trane. En sy hart loop nader, want sy weet iets wat ek nie weet nie. Sy ken daai oomse omstandighede. Dis een geval. Ouens, nou die dag spesifiek toe ek nou hier in Danville, toe ek optree, is daar 'n oom, hy het sy pak aangetrek, man. Want hierdie kind kom vir hom sing, hy het sy pak aangetrek. En hy staan daar, en toe ek klaar is, ek dink daar was so 40 ou mensies. Toe staan hy op, hy sê, kom volk, ons gaan nou vir hierdie kind bid. En hy roep daai mense by mekaar, ons mense, roep hy by mekaar. En hy sê, kom ons bid vir hierdie seun, man. Toe is hy alreeds 50 jaar in die bediening, 'n pastoor by die Volle Evangelie Kerk.
Hy het nou opgehou natuurlijk, maar hy het 50 jaar wat hy vir die Here werk. Luister, daar is sulke oomblikke wat ek nie vir jou kan besef nie, of kan beskryf nie. Hier is 'n ander vroukie, ek dink nou net vinnig aan oomblikke, waar sy hier voor my sit. Sy het daai mensje, julle. Die tannie, ek kan sien, sy daai mensje, sy sit net so in, ek kan sien die arme tannetjie, dit lyk of sy slaap, man. En hier is ons 'n auntie wat vir my kyk, soos wat het daar, al wie het gesê, soos 'n bees wat vir 'n oop bek staan, né? Sy kyk net so in my rigting, sy sien niks, sy besef, maar weet jy wat? Die oomblik toe ek begin sing, die oomblik toe ek begin lofgesange in die hemele opstuur, toe begin die Here in haar harte werk, en ek kan sien, die tannie wat omtrent nie weet wat om haar aangaan, ek kan sien die musiek raak haar hart. Nou daar is sulke oomblikke, alright, wat ek wou sê is, julle sal onthou, ek het gebid vir 'n geldjie wat in die hemele ook moet gaan. Nee, 'n week nadat ek die besprekings begin doen, het ek nog nie eers my eerste optrede gedoen nie, manne. Hoor wat doen die Here? Sit ek en my vroukie, ons sit daar in die kamer en ons kyk binnelanders of iets en sy sê vir my, Dewald, is jy okay? Ek sê van nee, ek is gespanne, maar ek het dit vir die Here gegee. Hierdie ding gaan ek handle. Sy weet nie wat aangaan nie. Want ek hoef nie alles met haar te deel. Ek gaan haar senuwees ook klaarmaak en sy het dit nie nodig nie. Ek is die man, ek moet daai ding nou maar vat. Wie julle, in die volgende oomblik kry ek 'n boodskap van 'n boer af in Bethel. En al wat hy skryf is, Dewald Gous, gaan groot vir Jesus. En hy betaal R100,000 in my chequerekening. En ek kan al my goedjies opvang. Luister ouens, die Here het my geantwoord met 'n vraag. Hy het vir my gesê, wat is jy bereid om te doen? Hy gee nie net nie. En jy sien in daai hele proses, weet jy hoe het my karakter gevorm? Ek kan voel hoe die Here goede van my af laat wegvang. Ek het nie gedink ek het hoogmoed of arrogansie. Luister, die Here haal goedertjies wat nie in jou lewe hoort nie, raak hy van ontslae. Daarom staan dan, ek wil dit net weer lees, Psalm 26 vers 2. U kan my lewe maar toets, Here. Kyk wat binne in my aangaan en wat ek alles dink. Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die Here moet deurlopend my en jou hart toets, manne. Ons praat oor deurbrake, maar hoor wat ek vir jou sê, daar moet eers iets in jou hart gebeur. Jakobus 4 vers 8, ek is so lief om daai skrif te noem. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Is dit nie mooi nie? Lees hom klaar. Reinig die hande en julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Die Here moes met my praat oor daai ding, manne. Johannes 15 vers 15. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hoe nader ons aan die Here beweeg, in daai geheimenisse, daai diep beloftes wat die Here hier in jou hart het, wat hy in jou openbaar. Luister ouens, hoe nader ons aan hom kom, hoe meer vrug kan ek en jy dra. En dit is my en jou job, ons moet vrug dra. Die mense moet hier instap en hy moet in jou oë kyk en hy moet sien, hierdie man dien die Here. Hierdie man dien die Here. Dis hoekom dit so goed gaan. Psalm 25 vers 14, hier staan dit so duidelik, ek gaan dit in Engels lees. The secret of the Lord is with those in whose hearts is the fear of him. He will make his agreement clear to them. Iemand my eendag gevra, Dewald, wat beteken die vrees van God? Moet ek bang wees vir die Here? Nee. Jy moet bang wees om vir 'n oomblik nie in sy teenwoordigheid te wees nie. Dis waarvoor ek bang is. Ek is bang dat ek vir daai oomblik wat ek die Here so nodig het en wat ek in my lewensvan, ek kan nie bekostig om in 'n oomblik nie naby hom te wees nie, man, hè. Ons moet by die Here, dis God se vrese. Om net in daai oomblik te sê, Here, asseblief, ek is hier by u. Ek het hierdie week 'n uitdaging gehad. Groot uitdaging. Sodat ek nie weet wat die oplossing is nie. Maar ek gaan op my knie en ek sê, Here,
Boys, ek sê vir julle, daai angs en spanning was so baie, ek het nie eens geweet wat om te bid nie. Maar die Here het onmiddellik, my ma dink ek het eendag vir my gesê, nie dink nie, sy het gesê, my kind, al sug jy net, die Here weet wat is die begeertes van jou hart. Alright. Ek het bietjie gaan kyk, wat is die goeie of die mooi karaktereienskappe van 'n hart? Nommer 1 is 'n gefokusde hart. 'n Gefokusde hart is 'n hart wat nie dubbelhartig is nie. It's not double-mindedness. Met ander woorde, jy is gefokus op die begeertes van God se hart. Wat is dit? Alles behalwe al die vleeslike begeertes. Jy sien wat ons doen is, ons probeer die balle in die lug hou, hierdie kant en hierdie kant, maar die Here sê, fokus op die geestelike begeertes. Vir jare lank, ou Henk sal dit nou weet, hy sit daar agter. Hulle het by my, onthou jy daai Bybelstudies daai jare by my huis daar in Pietersburg. Dubbel verdieping, hy smart, karre, ouens, julle kan nie glo nie, meneer, was 'n meneer, daai goed het my gebyt. Daai goed het my gebyt. In die woord staan dat jou vleeslike begeertes en jou geestelike begeertes staan in direkte konflik met mekaar. Pas op. Want weet jy wat? In my geval het daai my identiteit geraak. My identiteit was in die vleeslike dinge wat ek bymekaar maak. Dewel die jong, suksesvolle besigheidsman daai jare. En dit het die identiteit geraak. Daar's niks fout daarmee as die Here jou seën in jou besigheid. Dit is wonderlik. Jy's 'n blessing vir ander manne. Nee, dis wonderlik, maar moenie dat dit jou identiteit bepaal nie. Jou identiteit is vas in Jesus Christus. En hy is die een wat jou voetstappe rig. Tweede mooi karaktereienskap van 'n hart, 'n opregte hart. Julle moet lojaal wees teenoor mekaar en mekaar help waar julle ook al kan. Julle moenie allerlei bymotiewe hê nie. Dit staan daar. In 1 Petrus 1 vers 22, daar moet, wat is die motiewe van jou hart, Dewald? Hoekom kom jy vanoggend hiernatoe? Wat is jou motief? Here, my motief is, dat deur die kragtige werking van die Heilige Gees, Here, dat die manne se harte gaan aanraak, en manne nie hier onveranderd gaan uitgaan nie. Dis my motief, Here. Dis reg, dan kan jy gaan. As daar enigiets anders is, bly by die huis. Onttrek. Dit gaan oor die Here en oor sy hartsbegeertes. Die derde karaktereienskap van 'n mooi hart is 'n nederige hart, julle. Moenie iets doen uit selfsug of uit eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Boys, Jesus het sy disippels se voete gewas 2 dae voor hy gekruisig is. Wat's meer nederig as dit? Die skepper van hemel en aarde. Die 4de punt wat vir my pragtig is van 'n karaktereienskap van 'n mooi hart is 'n gehoorsame hart. My liewe vriende, as ons van hierdie skuldgevoelens en slegte gewete ontslae is daar niks wat ons meer keer om by God op ons gemak te wees nie. Dan kan ons dinge van hom vra wat ons sal dit van hom kry. Ons vra en doen immers net dit wat in ooreenstemming is met God se wil en wat hom tevrede en gelukkig maak. En dit staan in Johannes 3 vers 21. Ons vra die dinge soos wat Jesus in die tuin van Getsemane loop, sê, nie my wil nie, maar u wil, my Vader. Ek en jy kom by daai plek en sê, Here, hierdie hart van my is 'n gehoorsame hart. Here, as u vir my 'n opdrag gee, dan gaan doen ek dit. Maak dit sin? Nee, dit maak nie vir my sin om by ou mensies te gaan sing en hulle betaal my nie eers my petrolgeld nie. Dit maak, maar wat sê die Here? Vertrou my. Hoor my stem, my kind. Wees gehoorsaam en vertrou my en los die res by my. Die 5de punt wat ek wil vinnig noem. Karaktereienskap van 'n mooi hart is om 'n liefdevolle hart te hê. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wees lief vir die mense om jou. Wees daai lig, dra daai vrug, dat die mense daai liggie sien wat in jou hart skyn. Die 6de punt en al 7. 'n hart van integriteit. Wie ek en my vrou praat so en ons praat oor besigheidskontrakte en ek onthou presies eendag het ek 'n ander maatskappy se kontrakte gevat en ek het die name uitgehaal want ek het nie geld gehad vir 'n prokureur nie. Ek het die goedjies verander en ek het gaan weergee en ek het 'n kontrak gaan teken. En ek het tot onlangs toe ek nooit gedink dat is regtig te veel fout daarin. Daai is nie integriteit nie.
Daai is nie van die Here af nie. Jy sien, nou staan ek terug. En Leon dan sê ek, broer, dit wat jy nou gaan doen, wys dit integriteit? Is dit God se hart? Is dit God se karakter? Is dit iets wat Jesus sou doen? Nee. Dan hou op met dit. Moenie goed doen wat nie van die Here af is nie, want jy kan nie bekostig om buite sy teenwoordigheid te wees nie, Dewald. Jy het hom heeltyd nodig. Integriteit, 'n hart van integriteit. Ons praat oor deurbrake. Ek sê saam met deurbrake waar daar iets in jou hart gebeur, maar ek noem vir jou 7 punte van 'n mooi hart, van 'n karakter van 'n mooi hart, en ek wil jy moet hom vasmaak. Die laaste ene. Is vir my so mooi. Psalm 51 skryf Dawid, skep vir my 'n rein hart, God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag. Dat sondaars hulle tot U sal bekeer. 'n Reinig hart. Ek wil hom sommer net vinnig opsom vir jou. Kom ons kyk gou, die eerste punt was 'n gefokusde hart. Daar's nie plek vir dubbelhartigheid by die Here nie. Kry jou fokus op God se wil. 'n Opregte hart is jou motiewe suiwer. 'n Nederige hart. Opregte nederigheid. Moenie wanneer dit met jou goed gaan af en neerkyk op ander mense nie, manne. Help hulle, man. Kry daai eer omtrent jouself uit jou stelsel uit, want as jy dit nie gaan doen, die gaan die Here dit sommer vir jou doen. Wie net dan dit? Daar is nie plek vir hoogmoed in 'n kind van die Here nie. Nommer 4, 'n gehoorsame hart. As jy die Here se opdrag gekry het, doen dit, man. Wie julle wat gebeur nou die oggend met my? Wie Leon, ek is op pad golfbaan toe en ek is weer op my knieë. En ek sê, Here, ek sien Tannie Rytjie se gesig voor my. Haar seun het breinkanker. En hy is in die hospitaal en ek weet hulle het geweldige finansiële uitdagings. Geweldig. Boys, ek sê nou vir jou, ek sit met R9.200 of so iets in my rekening. Die Here sê vir my op my knieë, saai vir die tannie R5.000. Ja. Ek sê, Here, is reg. Ek saai R5.000 net daar. Toe ek daar klaar gebid het en ek ry golfbaan toe, want ek speel saam met 'n klomp ouens golf op Pikenwood, dink ek vir myself, jou impulsiewe simpel ding. Jy kan nie sulke onverantwoordelike goed doen nie. Wat van rentmeesterskap? Wat maak jy? Dink jy nie wat jy doen nie, man? Jy gaan onder druk wees. Jy's heeltyd jou lewe deur as jy onder druk. Bly die hoë bloeddruk jou simpel ding. Wie julle? Ek kom maar by die golfbaan aan. Daar staan 'n man, ek het dit net betyds gemaak, want daar was 'n radio-onderhoud ook. Ek kom daar aan en toe ek daar aankom, staan daar 'n man. Hy sê vir my, ou Dewald, dis nou lekker om te weet, jy kom 'n bietjie saam speel. Ek sê, jy's ou Christo, dis vir my groot voorreg, dankie vir die geleentheid. Hy sê, jong, onthou jy, ons het so 'n paar maande terug, toe praat ons, toe sê vir my, jy wil, wat jy in jou bediening doen en so. En ek sê, ja, nee, ek onthou, dis ons maar wat ek nou doen. Hy sê, weet jy wat, man, ek is nou al so 'n bietjie afgetree, maar my seun is in beheer van ons besigheid. En ek en hy nou die dag, toe sit ons sommer daar, toe praat ons bietjie oor die ding. En ons wil net vir jou sê, hoorie, ons gaan vir die volgende 12 maande, elke maand R5.000 vir jou saai. Dis die Here. Dis daai goede wat gebeur wanneer jy gehoorsaam is aan die Here en dan kom daar die wonderlike dinge wat met jou gebeur. Alraai. Die 5de was 'n liefdevolle hart, dit het ons gedoen, en 'n hart van integriteit, en die 7de was 'n rein hart. Nee, okay. Ek het hierdie notes hier, ek sal dit vir julle voorlees as julle wil hê. Ek is op die lig, prys die Here. Dankie tog, dan moet ek mooi ding wat ek sê. Nou is ek op my seelings. Alraai, want daar's 4 deurbrake wat ek aan kan dink, wat ek die Here voor vertrou per geleentheid. Soos julle kon hoor, is finansiële deurbrake nogal 'n gereelde enetjie. En ek sien so 'n paar manne wat hulle koppe skud. Ek het vir julle gesê wat het die Here gedoen het met die ouete huise en met daai een man wat in my bediening elke maand 'n geldjie saai. Dit maak 'n onmagtige verskil in my lewe. So die ene is 'n finansiële deurbraak, miskien sit jy hier en jy sê vir my, Dewald, ek het 'n finansiële deurbraak nodig. Daar's niks fout om die Here te vra nie. Maar jy moet net luister ook. Hoor wat hy vir jou sê. Want sy antwoord aan jou kan dalk wees, dis reg my kind. En iemand kan oor jou pad onmiddellik kom. Dit het al baie gebeur. Of daar is iets anders wat die Here wil doen, om jou karakter, jou hart in lyn te kry met sy hart. Die tweede ding, 'n geestelike deurbraak.
Ek het dit nou vir julle genoem. Hoe lekker is dit? As dat terwyl ek sing, want ek sien mense beleef genesings. Of ek kan begin, ek sien, daar's 'n woord vir iemand en die Here gee vir my 'n profetiese woord vir iemand en ek kan daai vloei van die gawes kan ek uitleef, wat in die woord staan. Dis 'n begeerte. Ek vra die Here, Here gee my 'n deurbraak, Here. Gebruik my meer, sodat ek as ek in iemand se oë kyk, ek weet wat in hulle hart. Here, dat ek hulle kan bedien, Here, met u woord. Gee vir my die regte woord, asseblief. Dis 'n deurbraak waarvoor jy vra vir geestelik, sodat God jou kan gebruik. Die derde ene is 'n fisiese deurbraak. Nou ouens, ek sal nooit vergeet nie. So baie jare terug. Woon ons hier in Pretoria, ek en my broer bly in Sunnyside, ons studeer. En ons kry die oproep van my ma af, wat sê, sy het borskanker. En ek sal nooit vergeet nie. Ek gaan in so 'n skok in. Ek eet vir 7 dae nie. Ek eet nie. Sy kom vir bestraling, sy kom vir allerlei goede en julle ken die besigheid. En in daai tyd het 'n wonderwerk gebeur. In die middel van die nag, sy het ons in die woonstel kom bly, want sy moes by, ek dink is Unitas, as ek dit reg het, moes sy gegaan vir die toetse, vir die bestraling. Een oggend word ek wakker en ek sien my ma kyk my so, sy sê, my kindjie, jy vir mamma gebid. Ek sê, nee, ek het nie spesifiek nie, mens bid nou mos maar. En my broer kom uit, hy sê, ek het vir mamma gebid. Luister, ek het gevas vir 7 dae, ek het dit nie eens geweet nie. My broer het in die middel van die nag wakker geword. En ons is bekommerd oor my ma, ons kan nie sonder haar nie, ons is baie lief vir haar, jong. En hy het sy hand so op haar bors gesit, maar natuurlik nou op 'n kussing langs hom. Het hy gemaak of hy sy hand so op haar borskas sit. En hy het begin bid gesê, ag Here, asseblief help my ma. En in die middel van die nag het haar linkerbors vuurwarm geword. En die Here het haar genees van kanker en vir ons 20 jaar by haar lewe gevoeg. Ek weet nie of jy siek is, of jou kind siek is, of wat ook al die geval is nie, luister. Jy kan die Here vertrou. Jy moet aanhou bid en jy moenie opgee nie. Ja, weet jy wat? God sal jou antwoord. Partykeer is dit direk en daar's 'n genesing wat plaasvind. Dit het ek beleef in my eie oë. Ek het gesien hoe die Here 'n man kragtig aanraak. Dit het gebeur in my Bybelstudie. Ek weet nie of jy hier gaan onthou nie. Eendag daar in my Bybelstudie in Pietersburg, nee, het ek is opgewerk man, ek wil vir die manne bid. Ek het net begin my hart vir die Here gegee. Ons is seker so 20-30 manne. En die volgende oomblik kom daar 'n man ingestap, 'n makelaar, James Campbell. Hy sal nie omgee as ek sy naam noem. En hy in Rocco kom daar aan en hy wil net kom kyk wat ek doen in hierdie lapa van my. Hoe werk hierdie besigheid? Dis so goed iemand kom vir die eerste keer hiernatoe vandag. En terwyl hy daar sit, vra ek, manne, is daar iemand vir wie ek kan bid? Is daar iemand vir wie ons kan bid? En daar staan 'n man op, hy sê asseblief Ewald, sal julle vir my bid? My besigheid is kry swaar, die mense betaal maar nie, daar's 3 invoices 3-4 maande agterstallig. Asseblief boy, sal julle saam bid? Ek kan nie hierdie besigheid verloor, ek het klein kindertjies. En ek het nader gestap en ek het vir hom gaan bid, want ek verstaan dit. 'n ander man steek sy hand op, hy sê vir my, Ewald, julle manne moenie uitpraat oor die ding nie. Maar my vrou het vir my gesê, sy is nie meer vir my lief nie. Sal julle asseblief vir my bid? En ek stap weer nader. Ek sê natuurlik, want ek weet wat dit is as jou vrou vir jou sê, sy gee nie meer om nie, want jou woorde en jou dade het haar hart verhard. Want jy het nie geleer om op te hou. En weet julle, ek gaan staan by hom en ek bid saam met hom. En die volgende oomblik staan James Campbell op en hy sê vir my, Ewald, sy Engelsman, hy sê, Ewald, will you pray for me? Ek sê, of course James, I made the invitation, I would love to pray for you. What can I pray for? Hy sê, Ewald, I'm deaf in my left ear. En die oomblik toe hy vir my sê hy is doof, toe dink ek, ag Here, kon hierdie ou nie maar sien of iets gehad het. Want hoe gaan ek vir die man bid? En ek sien my pelle kyk my, hulle wil die besigheid sien. Boys, luister nie, ek stap by hy man toe. En ek sit my hand op sy oor, want ek het op die TV gesien hulle. En ek begin te bid. En ek kyk hom op 'n stadium so, broer, maar ek sê, hier gebeur niks. Hierdie man is ook net so doof. My makelaar spel op Paulkie, ek moet opgegee, hy het gaan koffie maak. En ek staan terug en ek sê, Here, ek verstaan hierdie nie. Want as jy vandag hierdie man sy oor oopgemaak het, Here,
Dan het ek hierdie grond hier langs aan gekoop, dan het ons 'n kerk gebou. Dan het ons groot gegaan, nee, want jy wil ons altyd groter, dis ons lekker. En weet julle wat? Ek hoor die Here sê vir my in my hart, terwyl ek hom bevraagteken, asof ek die pottebakker, wat ek die stuk klei is, mag vra, wat doen jy met jou hande? Ek sê, Here, wat gaan hier aan? Hoekom kan ek nie? Hoekom wil U my nie gebruik, dat hierdie man ons, en weet jy wat die Here sê vir my, sê, seun, met wat is jy besig? Met wat is jy nou besig? Hy sê, jy moet leer om my stem te hoor. En ek stap terug na James toe, en toe ek voor hom staan, manne, toe sien ek net hierdie woordjie unforgiveness. En ek sê vir hom, James, I don't know what's happening, brother, but I just see this word unforgiveness. En daai man breek, en daai dag, kan hy iemand wat hom te nagekom het, 'n man wat hom te nagekom het, kan hy vergewe, dit het jare terug gebeur. En hy gaan op sy knie, en die wonderwerk gebeur, die grootste een nog, daar wanneer 'n man sy hart vir God gee. En hy gaan op sy knie en hy huil voor die Here en hy repent en hy vergewe daai man wat hom te nagekom het en hy nooi die gees van die Here binne in sy hart. 'n Week daarna kom James Campbell in ons lapa aangestap en hy steek sy hand op en sê, Dewald, can I quickly give a testimony? Ek sê, of course James, you're more than welcome. Please. I said, guys, first of all, I just want to thank you that you guys prayed for me last week. I gave my life to Christ. Yes, last Friday. And this past Sunday, I took my wife and my 2 baby girls, I took them to church for the first time. And you know what, boys? You know what happened? I said, James, tell us, man. I said, you know, when I walked out of church, I heard a crackling noise on the side of my head, and the Lord supernaturally opened my ear. Die Here het vir my genesing gedoen, man. Nou luister, ek hoor daai klap, en ek hoor hoe halfhartig is hy, want ek klap hom ook so halfhartig. Want waar is die bewyse? Ek het na hom toe gegaan 3-4 keer in my lewe, wat ek hom sê, James, was jy nou regtig doof, of wat het ek, en eendag toe sê hy vir my, Dewald, please don't ever question this blessing that God gave me again. Jy moet nou maar oor dit kom, hoor, die Here het my genees, en hy jou en jou manne toevallig gebruik. Jy moet dit nou aanvaar, die Here het vir James Campbell genees. Wat ek wil sê is, die Here kyk na die opregtheid van jou hart, maar daar's fisiese deurbrake wat gebeur, wanneer jy by die hartsplek uitkom waar God jou wil hê. Die engele jubel en juig nie, manne, wanneer daar genesings plaasvind nie. Die engele jubel en juig wanneer 'n siel terugkom na God toe. En dit is my en jou job, om mense by die Here te kry. En God sal die res doen. Alright, dis die derde deurbraak. Eerste een, finansiële deurbrake, ons vra, ons vertrou die Here daarvoor. Geestelike deurbrake, julle verstaan dit. Fisiese deurbraak, spesifiek die emosionele deurbraak. Daai man sê vir my, sy vrou se hart het verhard teenoor hom. Boys, ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Ek weet nie of jy hier sit en jy het 'n huweliksprobleem nie. Ek weet nie of jou vrou jou gelos het en of jou verhouding met jou kind uitmekaar uitval nie. Dis nie belangrik dat ek dit weet nie, maar die Here weet dit. En jy kan dit vir hom gee. Jy kan sê, Here, hierdie dinge is nie in plek nie. Maar Here, jy sê in die woord, ek moet die aangesig soek en ek is hier. Asseblief, Here, hoor die begeertes van my hart, soos Filippense 4 vers 6 tot 7 dit noem. En bring vir my 'n deurbraak. Ouens, ek het dit vinnig genoem, in Jesaja 45. Met wie het ons hier te doen? Dit is ek wat die lig gemaak het, maar ook die donker. Vrede, maar ek bring ook teëspoed. Ek is die Here. Ek het al hierdie dinge gemaak. Ek sorg dat regverdigheid van bo uit die wolke neergiet soos reën. Ek laat die aarde geregtigheid indrink. Ek laat redding en geregtigheid soos 'n plant opskiet. Ek is die Here wat dit alles laat gebeur. Daar wag probleme vir iemand wat staan en stry met die een wat hom gemaak het. Hy is soos 'n kleipot wat van klei gemaak is. Die klei kan mos nie vir die pottebakker sê, wat is jy besig om te doen nie? Weet jy dan nie wat jy met jou hande maak nie? Manne, wanneer jy wag vir 'n deurbraak, is dit nie jou plek om God te bevraagteken nie. Dis nie jou plek om ongeduldig te raak by die Here nie. Dis nie my en jou plek om te sê, nou sal ek self beheer vat nie, want dan sien jy jou gat. Strydvol. Daar's een ding wat jy doen, dit sê ons pragtig, sê die Here, in
Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Luister. Ek soek 'n deurbraak. Die Here weet ek het 'n deurbraak nodig. Maar die Here weet ook jy het 'n deurbraak nodig. Op jou bepaalde gebied. Vanoggend het ek die vrymoedigheid om te sê, Here, ons manne is hier by mekaar. Jy sê wat 2 of meer in U naam vergader, Here, U is hier. Ek en elke man wat hier is, het die vrymoedigheid om daai deurbraak voor U voete te gaan sit. En te simpel sê, Here, asseblief, Here, help my met hierdie ding. Ek vra nie, Here, net met 'n oop hand die hele tyd nie. Ek vra, Here, as U my wys my hart wat U my wil leer. Boys, ek gaan julle ietsie sê, nee, as ouens wat my nou ken, nee, gaan nie glo wat ek nou sê nie. Maar dit kom uit my hart uit en ek sê dit, ek kyk jou in jou oë as ek met jou praat. Ek weet dit klink nou baie kinderagtig en simpel, maar miskien dalk het jy dit al een keer met jou gebeur. Met my het dit baie gebeur, veral as daar 'n bietjie druk is. Eendag, as ek so loop met my honde daar in Zennedoek, ek het so bly in 'n pragtige tyd, dan dink ek partykeer, dan kom so gedagte op, Here, as ek nou met Blerry Lotto gewen het, 30 miljoen of 50, yes, ek sal vir baie mense uitsort, nee. Natuurlik eers myself, nee, maar ek sal baie ouens verstaan jy nou? Dit sal mos nou nice wees. Jy sien, ek weet hoekom jy lag, want dit sal lekker wees, nee. Daar sê jy die regte antwoord. En weet jy wat, nou die dag stap ek. Hierdie oom van my, sy hart is so mooi op die regte plek. Terwyl ek met die honde stap, kom so gedagte, as ek dan net so 20-30 miljoen nou, dan kan ek soveel mense help, want daar is baie mense wat my vra volk ook. En ek kan myself ook lekker uitsoek. En toe daai gedagte by my opkom, toe antwoord ek dit die volgende. Ek sê, Here, ek wil dit nie hê nie. Ek soek dit nie. Ek worry nie oor 1 miljoen nie, 20 miljoen nie, hou dit, ek wil dit nie hê nie. Stel nie belang. As dit enigstens gaan beteken dat ek nie meer van U afhanklik is nie, dan wil ek dit nie hê nie. Amen. Want die afhanklikheid van die Here beteken, soos ek kom voel, boys, die heerlikheid van die Here. Kan nie sonder hom doen, man. Verstaan wat jy? Jy kan al die geld in die wêreld hê en jy sal geen vrede hê nie. Inteendeel, dit sal jou wegdryf van jou verhouding met die Here en jou vrou en al. Luister, wees afhanklik van die Here en kry dit jou fokus. Sy teenwoordigheid is die beloning. Johannes 14 vers 21. Sorry, ek skree so, ek is opgewonde, maar Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my liefhet. En wie my liefhet, sal my Vader liefhet. Ek sal hom liefhet en myself aan hom openbaar. Here, ons het U nodig. Here, ek het U elke dag nodig. Ek het nie die wêreld se goed nie, ek het U nodig, Here. Want waar U is daar vrede. Hoor net hier, julle. Matteus 5 vers 3 tot 12, en ek sluit af met die laaste skrif. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wanneer jy wag vir 'n deurbraak, dan moet daar eers iets in jou hart gebeur. Laat my dink aan 'n verhaal. 'n gesinnetjie gaan nou vakansie, hulle woon in Amerika en hulle gaan nou vakansie in Oostenryk, 'n ski-vakansie. En op hierdie ski-vakansie loop dinge verkeerd, manne. Hulle 13-jarige dogtertjie, die oudste dogter, daar het iets verkeerd gegaan met hierdie ekspedisie en sy verongeluk. Sy het 'n ongeluk met daai skis. En dit is so sleg, hulle kan haar nie help nie. Sy het te veel breinskade opgedoen. Maar weet julle wat, haar hartjie het steeds normaal gefunksioneer.
Die ouers het uitgevind, want hulle het almal gesê, organe is beskikbaar as iemand van hulle iets oorkom. En nou kan jy dink, hulle gaan op vakansie en hulle oudste dogter is oorlede. Die boetie is nie sissie, is in stukke, almal is in stukke. Maar daar's 'n vrou in Kanada wat daai klein dogtertjie se hartjie kan gebruik. Nee? Sy het 'n hart nodig. En hulle doen 'n hartoorplanting. Hulle gee daai hartjie, hulle sit hulle in daai vrou se borskas in Kanada. Weet nie die detail van die ding nie, maar is 'n ware verhaal. En 'n jaar nadat hierdie operasie plaasgevind het, kry hierdie pappa en mamma 'n geleentheid om Kanada toe te vlieg, om daardie vrou wat hulle dogtertjie se hart ontvang het, te gaan ontmoet. Toe hulle daar aankom, staan die media en die pers en almal is natuurlik daar, hulle wil hierdie storie vang vir 'n voorblad. En hulle druk deur, hulle besluit, hulle wil eers met die vrou gaan ontmoet. En hulle was so ure wat by die vrou en die man besluit, dat hy gaan uit, hy sal met die pers gaan praat. En toe hy buite kom, vra hulle vir hom, "Sir, what happened when you and your wife saw this lady?" En hy sê die volgende. Hy sê, "You know what? It was incredible. When my wife saw this lady, she ran up to her and she placed her ear on this lady's chest just to hear my baby girl's heart beat one more time." My vraag vir jou vanmôre. Wanneer God, ons almagtige God, sy oor op jou bors sit, hoor hy sy seun Jesus se hartklop. Kom ons sluit die oë. Kosbare Here, Here, ons is vir U baie lief en dankie Here dat ons die geleentheid het om so in U teenwoordigheid net by mekaar te kan kom. Ons gee aan U al die lof en al die eer tot in ewigheid in Jesus naam. Here, ek weet die Heilige Gees het ons hier by mekaar geroep en U maak nie fout nie. En daarom, Here, bid ek, Here, dat U nou in elke man se hart kyk. Elke kamer van sy hart, elke deur word nou oopgemaak, Here. En U sien elke stukkie begeerte, elke deurbraak waarvoor hy U vertrou. Elke bekommernis. En ons maak dit dan nou ook aan U bekend, Here. Maar Here, ons weet wat die belangrikste ding is om te doen. En dit is om ons harte reg te maak met U. En daarom bid ek nou, Here, as hier een man is, wat sê, Here, vanoggend het U in my hart ingepraat, en ek gaan my saak met U regmaak. Net daar waar jy sit, kom ons hou net die oë gesluit. As jy sit hier en jy sê, Dewald, die Here werk in my hart, en vandag sal ek my nie skaam vir die evangelie van God nie. Ek maak my hart met U reg, Here. Net daar waar jy is. As jy sê, ek gaan hierdie geleentheid gebruik, steek dit vir my vandag jou hand op. Dankie, Here, hou hom sommer vir my op. Hou hom sommer op. Hou nog, sal nog hande. Steek vir my op. Dankie, Jesus. Alright, as jy jou hand opgesteek het, staan vir my. Dankie, Jesus. Boys, ek gaan hier by julle kom kniel en ek gaan saam met jou bid. En ek vertrou nou dat die Gees van die Here elkeen van julle kragtig sal aanraak in Jesus naam. Kom ons bid saam. Julle kan sommer agter my aanbid, as jy wil kniel kan nie, as jy nie kan kniel nie, dan bly jy sommer net staan, hoor. Kom ons bid agter my aan en dan wil ek sommer vir die res van die manne vra om saam te bid, asseblief. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek is jammer dat ek U nie ten volle vertrou het nie. Vergewe my, Here, vir my sonde en my ongeregtigheid. Ek vergewe vandag elke mens wat my seer gemaak het en my te nagekom het. Here, ek vergewe ook myself vir swak besluite. Dankie, Here, dat U my vergewe het. Ek maak my los
vir die dinge wat agter my is. En ek strek my uit na die dinge wat voor my is. Want die Gees, Here, wat hier binne my woon, is groter as enigiets wat om my is. Hiermee verklaar ek voor almal hier, ek is 'n kind van God. Ek het oorgegee. Ek hoor my Here se stem. Ek is gehoorsaam aan sy stem. En ek vertrou hom ten volle. En die res los ek in sy hande. Met 'n suiwer hart sê ek dankie Jesus. Ek is 'n kind van God. In Jesus se naam. Amen en amen. Manne, kom gee vir die Here lof of verhoog. Dankie vir